Jy is so stupid. Ek kan nie glo jy het dit gedoen nie. Hoeveel keer het jy hierdie woorde al vir jouself gesê? Wel, ek het dit al baie vir myself gesê. Wanneer ek sonde doen, of wanneer ek jok, of kwaad word in die verkeer, of net iets simpels aanvang, selfs erger as enige van hierdie ander dinge. En ek weet, maar wat ek so pas gedoen het, gaan my seermaak, of gaan my gesin seermaak, of gaan ander mense seermaak, en ek kan nie glo, ek was so stupid gewees om hierdie te doen nie. En dan, wat gebeur dan? Dan fokus ek en trek ek in na God toe en dan probeer ek vergifnis kry en ek probeer vra vir vergifnis en dit voel vir my, maak nie saak wat ek doen nie, ek kan net nie genoeg doen om vergifnis te kry nie. Maar wat as vergifnis nie 'n opsie is vir God nie? Maar wat as vergifnis dalk die eerste plek is waar God wil begin met jou, om jou te laat groei, of jou nader aan hom te kan trek, om jou heel te maak, om jou gesond te maak, om jou los te maak van dit waarin jy vasgevang is. Dit is presies wat Jesus gedoen het met die mense wie hy geroep het om agter hom aan te stap. Dis presies wat Jesus gedoen met soveel ander karakters reg deur die skrif. Hy kom en ontmoet hulle in die middel van hulle chaos, in die plek waar hulle sê, ek is so stupid, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Dan kom Jesus en sê, maar ek is genoeg vir jou. Wat kan ek vir jou doen? En dan, wat doen hy? Hy gee vir hulle vergifnis en hy nooi hulle uit om agter hom aan te stap. En miskien is dit vandag vir jou 'n geleentheid om jou vergifnis by Jesus te kry en die uitnodiging te aanvaar om agter hom aan te stap, om by 'n plek uit te kom waar jy gesond kan wees.